Ja, dat is 'n groot uitdaging om as 'n mens van die lig te lewe. En ek praat met jou die week oor lig. Julle weet mos, daar is iets in ons. Ons almal hinker na lig. As die son na 'n lang nag opkom, voel dit asof jou hele liggaam begin asemhaal. Of as dit vir 'n week aangereën het en jy het nie die sonlig gesien nie, dan raak jy amper depressief. Dis presies hoe Johannes die lewe met God beskryf. Hy sê, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Maar om as mens van die lig te leef, vra eerlikheid. En moet ons ophou om vir onsself te jok. Die lig maak eers seer en dan genees dit. Wanneer ons bely, word ons las ligter en die skuld minder en die vrede meer. Die groot probleem is dat ons elke dag verlei word deur die wêreldse maniere en die duisternis. Ons begeer om die dinge van ander mense te doen. Ons jaag status na. Ons soek altyd die beste vir onsself, amper die donker kant van die lewe. Dis asof daar altyd 'n geestelike stryd binne in jou is, tussen die lig en die donker. Twyfel, vrees en versoeking probeer jou oë altyd wegruk van Jesus af. En om dan vas te hou en te weet die lig is sterker as enige donkerte, is nie so maklik nie. Die grootste toets van die lig is nie hoe ons leef wanneer dit alles goed gaan nie, maar hoe ons leef wanneer ons teleurgesteld is of seergemaak word. En daarom sê Johannes, wie sy broer nie liefhet nie, is nog in die duisternis. Ons leef in 'n kultuur waar mense hulle beste voetjie altyd wil voorsit, maar God roep ons na 'n lewe van integriteit om te wees wie ons is voor hom en voor ander. Dit vra moed en dit vra geloof om in die lig te leef. Beteken dat jy nie altyd kan sien waarheen jy gaan nie. God gee dan vir ons genoeg lig net vir vandag, vir die volgende tree. Dis genoeg, want hy loop saam. Kom ons bid saam. Here, help my om vandag in die lig te leef, eerlik, liefdevol, opreg. Wanneer die wêreld my wegtrek, hou U my vas. Amen.